Dis Vrydag, is 29 Mei, Dirk wat jy groet en met vanoggend se tema mag ons dalk 'n sensitiewe saak aanraak. So oor die gee van tiendes kan baie meer gesê word as waarvoor ons tyd het vanoggend. Moet 'n Christen regtig 'n tiende van al sy inkomste gee? En moet hierdie tiende op jou bruto of jou netto inkomste bereken word? Dis vrae maar wat oor tiendes gevra word. En 'n vers wat altyd hieroor aangehaal word is Maleagi 3 vers 10. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Nou, kerke is nogal lief daarvoor om hierdie vers op dankofferkoevertjies te druk en op jaarkalenders en so aan. Maar ek dink ons skuld ons kop 'n beter en breër manier van dink oor sake soos hierdie. 'n Mens kan 'n groot fout maak as jy dink dat die hele Bybel van Genesis tot Openbaring oor elke saak uit een mond praat. Soms vind daar ontwikkeling van denke plaas. Kom ons kyk maar byvoorbeeld hoe die Ou en die Nuwe Testamente praat oor die doderyk. Jesaja 14 praat oor mense in die doderyk wat aan die slaap is. Diegene in die doderyk praat oor hulle self as mense wat swak geword het. Hierdie beeld verskil ewig met die Nuwe Testamentiese beeld van die doderyk. En net so het die gee van tiendes 'n ontwikkeling deurloop. Ons lees in Deuteronomium 14 vers 24 tot 26 dat as God jou voorspoedig maak, jy jou tiende na 'n plek moet neem wat God kies. En dan luister mooi, daar moet jy dan met jou tiende vleis, wyn of bier of enigiets wat jy wil hê koop, en dan moet jy en jou familie dit daar opeet. Ek dink nie enige gemeente gaan hierdie vers maklik op hulle dankofferkoevertjies druk nie. Volgens Deuteronomium 12 vers 6 word daar 7 verskillende offers genoem waaruit die offerpraktyke van die Ou Testament bestaan het en waarvan tiendes slegs een gevorm het. En dit is so uiterste swak Bybeluitleg gewees om tiendes uit te sonder, maar te sê dat die ander 6 nie meer van toepassing is nie. In die tyd na die ballingskap is die tiende as 'n soort belasting aan die priesters en die leviete in die tempel gegee, en dit is dan nou na die voorraadstoor gebring, soos Nehemia 10 en Maleagi 3 vir ons sê. In die Nuwe Testament, daar speel die gee van tiendes feitelik geen rol nie. Dit word net in Matteus 23 vers 23 as 'n voorbeeld gebruik om te verduidelik hoe wetties die Fariseërs is. In Lukas 18 leer Jesus ons dat ons nie ons sekuriteit in geld en besittings moet sit nie. In Handelinge 5 vers 1 tot 11 sien ons dat die vroeë Christene onder geen verpligting was om hulle besittings aan die kerk te gee nie. Om gelowiges onder die indruk te bring dat Jesus hulle leer om hulle tiendes vir die kerk te gee is bloot vals. Dis 'n wettiese reël en 'n druisend teen die gees van die Nuwe Testament. Maar eintlik verwag God baie meer as ons tiendes. Ons bring ook nie ons dankoffers om uitvoering te gee aan een of ander teksvers oor tiendes nie, maar omdat God ons deel van die kerk, die liggaam van Christus, gemaak het en ons op hierdie manier deel wil hê aan die werk van God op aarde. In die laaste plek moet ons onsself maar voortdurend mos maar ondersoek om te sien of ons nie steeds in Mammon se mag is nie. Selfs al gee ons meer as ons tiendes. Die mense beursie kom ons maar altyd lank na sy hart tot bekering. Mag God ons lei om te gee met die regte gesindheid. Nie omdat dit 'n wet is nie, maar omrede God die blymoedige gewer liefhet. Here, help ons om onder wettiese verpligtinge soos hierdie uit te kom, en wanneer ons vir u werk gee, dat dit met 'n blymoedige hart sal wees. Amen.